Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons vandag kan besoek aflê by Smyrna, die vervolgde kerk. Dankie dat ons vir so wyle kan besin oor die getrouheid wat aan hierdie kerk aan die dag gelê is. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Hier agter my is die Agora of die markplek of die Romeinse forum van Smyrna. Vandag is dit Izmir in Turkye. Dis 'n plek waar mense bymekaar kom en gesels. 'n Vroeë Joodse Christelike groep het hulle ook hier gevestig. Nou Smyrna is deel van die Statebond van Ionië. Oorspronklik bestaan uit 12 stede wat hierdie Statebond gevorm het. Elke stad onafhanklik, maar in moeilikheid help hulle mekaar. Nou die 12 stede was Milete, Myus, Briene, wat in Klein-Asië geleë is, Efese, Kolophon, Lebedus, Chios, Klasomene en Phocia, almal in Lydië, Klein-Asië, Chios, 'n eiland, en Eritrea wat in Klein-Asië geleë is, en Samos, 'n eiland. Smyrna, oorspronklik 'n Aeoliese stad wat aan Ionië gegrens het gevra om ingereken te word in die Statebond en is volgens 'n dekreet van 289 voor Christus bevestig as die 13de stad van die Statebond. Die stad of dorp bestaan al van 1600 voor Christus af in die Hittitiese periode, daarna ingeneem deur die Grieke na die Trojaanse oorlog. Towenaars en storievertellers soos Homer wat die Iliad geskryf het hulle ook hier gevestig. Nou in 7 voor Christus het die Lydiërs Smyrna ingeneem en hulle koning was koning Croesus. Die Lydiërs was wreed en het Smyrna geheel en al uitgewis. In 4 voor Christus kom Alexander die Grote in Smyrna aan en hier slaap hy op die heuwel Pagos voor die Griekse godin Nemesis se tempel in die skaduwee van 'n plataanboom en hy droom dat Nemesis aan hom verskyn het en dat hy Smyrna weer moes vestig. Hy herbou dus vir Smyrna, maar na in die see. Toe Rome vir Smyrna inneem, kom die Pax Romana, die vrede, en solank as jy jou belastings betaal, is daar vrede. In hierdie tyd word Smyrna baie ryk, want dit was aan die see en dit was nou 'n hawestad. Smyrna word nou bekend as die kroon van Ionië. Nou een van die produkte was mirre. Dis ook van hier af wat die naam van die stad afgelei is, Smyrna. Sin, Myrna, mirre. En dit was peperduur geweest, dit was die produk wat hier vervaardig en verkoop was. Nou so effe later verstaan ons, word die Christene in die stad vervolg. Dis nou volgens Openbaring 2. Hoekom is hulle vervolg? Ja, volgens die vroegste dokumente wat geskryf is deur die jong Pliny, die Letters of Pliny, vra Smyrna advies van die Romeinse keiser Trajanus af oor die situasie met die Christene wat daar in Smyrna bly. Die stad het 'n probleem en hulle wil weet wat met hierdie Christene gedoen moet word. Onthou, dis maar die 2de eeu na Christus. Pliny sê hierdie groep noem hulle self Christene en hulle kom in die geheim by mekaar. Nou Trajanus se antwoord is dat hulle nie dadelik doodgemaak moes word nie. Hulle kan kies om God te verraai en die Romeinse godsdiens aan te neem, maar dit moet in die openbaar gedoen word ten aanskoue van al die mense. Een van hierdie Christene was Polycarpus, volgens 'n legende 'n disipel van Johannes. Hy was 'n vroeë kerkvader en later die biskop van Smyrna. Hy word in die arena ingebring en hy kon geld en posisie kry as hy bereid was om net vir God te verloon. Hy is in sy 86 om presies te wees, en hy antwoord, die Here het my nog nooit verloon nie, hoekom sal ek hom verloon? Eindelik maak hulle hom aan 'n paal vas en verbrand hom. Nou legende het dit dat hy nie na brandende vlees geruik het toe hulle hom gebrand het nie, maar na mirre. Net soos die naam Smyrna. In die tyd was Domitianus die keiser, en is hy wat die eerste keer gesê het, ek is 'n God. Hy bou vir homself 'n tempel, en hy sê, hy is ook die seun van God, omdat hy self God is. En hier is die hoofrede hoekom Christene vervolg is. Deur die godskap of die seun van godskap van die keiser te ontken, het hulle aan die verkeerde kant geskaar. Hulle belydenis van God en seun van God was nie aanvaarbaar vir Romeine van die tyd nie. Nou hoekom vind ons die titel Sinagoge van Satan vir die Jode daar in Smyrna? Dis Openbaring 2 vers 9.
Ek het so flissies vir julle vertel van Polycarpus. Wel, in die arena staan hy toe voor gouverneur Stratus Quadratus, en eindelik word hy veroordeel. Die skare onder leiding van die Jode skreeu dat hy vir die leeu's gevoer moet word, maar dit is nie moontlik nie, om die leeu's pas geëet het. So nou eis die skare dat hy verbrand moes word. Toe die gouverneur toegee, was dit die Jode wat in die gebaar van ongewone haat en vyandskap die voorste groep was wat hout bymekaar gemaak het om vir Polycarpus te verbrand. En die dag was 'n Sabbatdag. En toe die verbranding nie werk nie en die martelaar met wapens vermoor is, was dit die Jode wat die gouverneur aangemoedig het om nie sy liggaam aan die Christene oor te gee nie. Gewoonlik is 'n sinagoge 'n Joodse aanbiddingsplek, maar die woord dui oorspronklik vergaderplek of gemeentelike samekomsplek aan. Die betekenis hier in Openbaring 2 is dus duidelik. Hoewel die Jode in 'n sinagoge aanbid het en hulle bely het om aanbidders van God te wees, was hulle nie waardig om hulle self bekend te stel as volk van God nie. Hulle moes eerder as volk in diens van Satan beskou word. Mag ons vandag, soos Polycarpus, kies om getrou te bly tot die dood toe. Is nou Openbaring 2 vers 10. Kom ons buig ons hoofde. Heer, hou ons getrou soos Polycarpus, wetend dat ons geen rede het om U te verloon nie, of te verlaat nie. Mag ons getrou bly tot die dood toe in Jesus naam. Amen.